Dit is vandag Goeie Vrydag hier van 2025. En baie welkom hier by ons digitale boodskap hier vanuit Mosselbaai Moedergemeente. Vandag is die oploop, seker die grootste dag oor hierdie naweek wat ons gedenk in die Christelike jaar en in ons Christelike geloof. Dit is die dood van ons Here Jesus Christus en natuurlik wat oploop na die hoogtepunt van Sondag toe wanneer ons kyk na opstandingssondag van Jesus wat die dood oorwin het. En vandag, hier op Goeie Vrydag, dan staan ons stil hier by ons Here Jesus aan die kruis. Ons staan stil by 'n toneel wat op die oog af lyk na die grootste nederlaag in die geskiedenis. God se seun lyk of hy sterwend is aan 'n kruis. Oënskynlik eintlik magteloos teen al hierdie magte wat in hierdie wêreld aan die gang is. Die natuurlik van die Jode in daai tyd en van Pilatus. Maar in hierdie magteloosheid, in hierdie oomblik van volkome oorgawe, ontvou die diepste openbaring van God se mag. Jy moet vanoggend saam met my lees nou, as ons gaan lees die verhaal hier uit Lukas 23. En ek gaan vir ons saam lees daar vanaf vers 1 af. En jy kan saam met my volg waar ons 'n paar verse gaan lees hier. Toe het die hele menigte opgestaan en hom na Pilatus gelei. Hulle het hom begin aankla en gesê, ons het vasgestel dat hierdie man ons volk op 'n dwaalweg lei en hulle daarvan weerhou om belasting aan die keiser te betaal, terwyl hy van homself gesê het, hy is die gesalfde, die koning. Pilatus vra toe vir hom, is u die koning van die Jode? En hy antwoord, u sê dit. Daarop sê Pilatus aan die leierpriesters en die skare, ek vind geen skuld in hierdie mens nie, maar hulle het aangedring. Hy sweep die volk dwars deur die hele Judea op met sy lering, vandat hy in Galilea begin het tot hier. Toe Pilatus dit hoor, vra hy of die man 'n Galileër is. En toe hy besef dat hy afkomstig is uit die magsgebied van Herodes, het hy hom na Herodes gestuur, wat self juis in daardie tyd in Jerusalem was. Toe Herodes Jesus sien, was hy baie bly, want hy wou hom al 'n geruime tyd te siene kry, omdat hy van hom gehoor het en gehoop het om een of ander teken te sien wat deur hom gedoen word. Hy het hom uitvoerig ondervra, maar Jesus het hom glad nie geantwoord nie. Die leierpriesters en die skrifkenners het daar gestaan en hom hewig beskuldig. Herodes en ook sy soldate het hom met minagting behandel en hom bespot. Hulle het vir hom 'n deftige kleed aangetrek en hom na Pilatus teruggestuur. Juis op die dag het Herodes en Pilatus, wat vroeër vyandig gesind teenoor mekaar was, vriende geword. Pilatus het die leierpriesters en volkleiers en die volk bymekaar geroep en vir hulle gesê, julle het hierdie man voor my gebring as iemand wat die volk op 'n dwaalweg lei. En kyk, ek het hom in julle teenwoordigheid verhoor en kon hierdie man nie skuldig bevind op enige van die aanklagte wat julle teen hom inbring nie. En Herodes kon ook nie, want hy het hom na ons teruggestuur. Hy het inderdaad niks gedoen wat die dood verdien nie. Ek gaan hom dus laat gesel en dan vrylaat. Maar hulle het almal saam geskreeu, weg met hom, laat Barabbas vir ons vry. Hy is in die tronk gegooi as gevolg van 'n oproer in die stad en vermoord. Pilatus het hulle weer aangespreek, omdat hy Jesus wou vrylaat. Maar hulle het aanhou skreeu, kruisig, kruisig hom. Vir 'n derde maal het hy vir hulle gesê, watter kwaad het hy dan gedoen? Ek het niks gevind waarvoor hy die dood verdien nie. Ek gaan hom dus laat gesel en dan vrylaat. Maar hulle het luidkeels aangehou om te eis dat hy gekruisig word. En hulle geskreeu het die oorhand gekry. Pilatus het daarom besluit om aan hulle eis te voldoen. Hy het die man laat gaan wat vir oproer en moord in die tronk gegooi is, die een vir wie se vrylating hulle gevra het. Maar Jesus het hy aan hulle wil oorgelewer. En dan 'n volgende paar verse daarvan, vers 44. Dit was ongeveer die 6de uur en duisternis het oor die hele aarde toegesak tot die 9de uur.
Die son is verduister en die voorhangsel in die heiligdom is in twee geskeur. Met 'n harde stem het Jesus uitgeroep: Vader, in u hande gee ek my gees oor. Nadat hy dit gesê het hy sy asem uitgeblaas. Die centurio het gesien wat gebeur het en God geloof en gesê, waarlik, hierdie man was onskuldig. Die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar gekom en gesien het wat gebeur het teruggegaan terwyl hulle op hulle bors slaan. Al sy kennisse en ook die vroue wat hom van Galilea af gevolg het op 'n afstand bly te staan en hierdie dinge gesien. Wanneer ons oor mag praat, sien ons hier in Lukas 23 'n uitbeelding van die menslike mag, natuurlik in al sy forme. Ons sien die godsdienstige leiers aan die een kant met hulle teologie en met hulle tradisie en die mag wat hulle daardeur uitoefen oor mense. Aan die politieke kant sien ons vir Pilatus. Ons sien ook vir Herodes met sy koninklike mag. Almal van hulle vasgevang in 'n web van magspeletjies. En dit het my laat dink oor die magspeletjies wat ons daarom speel. Watter magspeletjies speel jy alles? Kyk na Pilatus se dilemma hier. Hy speel natuurlik amper soos in daai TV-reeks Survivor dit meesterlik, outlast, outwit, outplay. Hy het die wetlike gesag om Jesus vry te spreek. En hy herken selfs 3 keer in die gedeelte, dat hy geen skuld vind in hierdie man nie. Maar wat doen hierdie magtige man Pilatus? Hy buig maar, hy swik maar voor die druk van die skare, sodat hulle oordeel en hulle behoefte aan voldoen word. Omdat hy te bang is, hy raak onpopulêr. En as hy 'n uitspraak lewer dan wat teen hulle verwagting is. En sy eie posisie van mag het vir hom belangriker geword as natuurlik geregtigheid in hierdie gedeelte. Sy hantering van Jesus wys vir ons dat selfs die magtigstes onder ons dikwels slawe is van ons eie ambisie en ons vrees. Wat my weer bring by hierdie vraag: hoe speel jy die spel van mag teenoor die mense rondom jou? Is jy ook 'n slaaf daarvan? Waarom is ons mense so behep met mag? Hoekom het ons 'n behoefte daaraan om heeltyd in beheer te wees, sodat ons toekoms dan verseker is? Ek dink dit spruit hier uit ons diepste vrees uit. Die vrees van ons om nie beheer te hê nie, die vrees vir ons eie broosheid. In ons wêreld word ons mag gemeet aan ons vermoë om onsself af te dwing en ander te domineer en jouself te beskerm teen enige bedreiging. Dink aan die woorde van Jesus aan Pilatus in Johannes 19 hier vers 11. Hy sê vir Pilatus, jy sou geen mag oor my hê as dit nie van dit jou nie van bo gegee was nie. Jesus kom herdefinieer mag, selfs terwyl hy oënskynlik magteloos hier voor Pilatus staan. En toe pla hierdie ding my oor ons mense se beheptheid met mag, en ek het 'n bietjie gaan lees oor hierdie week, en dit lyk my ons mense se beheptheid met mag gaan hoofsaaklik oor 3 redes. Oor ons vrees dat ons 'n behoefte het aan sekuriteit. In hierdie onseker wêreld waarin ons leef, dink ons dat mag ons beste versekering is teen gevaar en teen onsekerheid. Pilatus se optrede hier wys vir ons juis hierdie dinamika eintlik baie duidelik. Sy vrees vir opstand, vrees vir die keiser se ongunst te kry, dit dryf hom om hierdie onregverdigheid, om in onregverdigheid op te tree. Hoe dikwels offer jy nie ook geregtigheid en integriteit op vir die illusie van sekuriteit nie? Die ander rede hoekom ons so behep is met mag, tweede, dink ek, dis oor dat ons mense gebrek het aan identiteit.
Wanneer ons nie weet wie ons werklik is nie, dan soek ons identiteit in die mag oor ander. En dan dink ons dat wanneer ons mag oor ander uitoefen, ons self eintlik beter sal dit voel oor onsself, dan voel ek vir myself belangrik. Maar kyk na Jesus. Waar was Jesus se identiteit? Sy identiteit was so vas in sy verhouding met die Vader, dat hy geen behoefte gehad het in hierdie stuk om sy mag te bewys nie. Sedert die sondeval is ons menslike natuur juis geneig om ons self in die middelpunt van alles te stel. Augustinus het na hierdie behoefte van ons mense om onsself eerste te plaas na verwys. Hy het dit genoem die incurvatus in se, wat beteken die siel wat ingekrul is op homself. Ons soek mag omdat ons glo dat ons ingekrul is op onsself. 'n Identiteit kan vorm daaruit. Ons die wêreld beter rondom ons sal kan orden na gelang van ons behoeftes en begeertes. Die derde ding hoekom ons so magsbehep is oor dat ons dink mag gaan vir ons betekenis gee. In ons samelewing leer ons dat magteloosheid is eintlik die ergste moontlike plek waar jy jouself kan kry. In die besigheidswêreld, in die politiek sien ons dit, selfs op sosiale media word ons gedurig aangemoedig om meer invloed te soek, meer volgelinge te kry, meer beheer te hê. Die gedagte om magteloos te wees, gee nie vir ons betekenis nie, maar dit vul ons met vrees en met skaamte. Nou is nie net Pilatus wat gesukkel het met mag nie. Ons sien hierdie selfde beheptheid met mag hier binne in ons eie konteks. In politieke leiers wat mag najaag ten koste van geregtigheid. Dink dalk aan Donald Trump wat deesdae so op almal se lippe is. In ons eie lewens, wanneer ons beheer wil hê, wanneer ons belangriker wil wees, wanneer ons reg wil wees ten koste van liefde. En soms word Christendom so verweef met bysake, soos hierdie die politiek in Trump se geval, dat ons nie meer die verskil kan sien tussen die kruis en tussen die kroon nie. Maar die vraag wat ons moet vra is, hoe lyk mag in die koninkryk van God teenoor die mag in die koninkryke van hierdie wêreld? Dink aan Jesus se woorde in Matteus 20, daar vers 25 sê hy, julle weet dat regeerders van hierdie nasies oor hulle baas speel, en die groot manne oor hulle heers, maar so moet dit onder julle nie wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle diensknegt wees. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Hier by die kruis sien ons hoe Jesus ons al hierdie psigologiese dryfvere wat ons het vir mag, die vir sekuriteit en identiteit en betekenis, hoe hy dit kom konfronteer en hoe hy dit kom omkeer. Waar ons na mag gryp, uit vrees uit vir die dood, gee Jesus sy lewe vrywillig. Waar ons mag soek om vir ons sekuriteit te gee, vind Jesus sekuriteit in volledige oorgawe aan die Vader se wil. Waar ons mag gebruik om ons identiteit te bevestig, vind Jesus sy identiteit in gehoorsaamheid aan sy roeping om het uit te leef tot die einde toe. Waar ons inwaarts gekeer is op onsself, is Jesus se lewe 'n uitwaartse beweging van selfopofferende liefde. En dis die ding van Jesus se mag. Kom ons kyk hierna, nou na Jesus hier in Lukas 23 wat ons saam gelees het. Terwyl almal om hom heen worstel om hulle mag te vertoon, wys Jesus 'n totaal ander soort mag. Hy spreek nie eens tot sy eie verdediging wanneer hy ondervra word nie. Hy probeer nie ontsnap nie. Hy roep nie 'n leerskare engele skielik bymekaar om hom te red nie, al kon hy. In plaas daarvan sien ons Jesus wat stil bly voor sy beskuldigdes in vers 9.
Hoe sal ons konflik anders wees as ons ook kan leer om dit te doen? Ons sien vir Jesus wat bid vir sy vyande aan die kruis. Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoe sal ons harte verander word as ons dit ook doen? Ons sien vir Jesus wat genade beloof aan 'n sterwende misdadiger aan die kruis. Ons sien vir Jesus wat sy gees in die hande van sy Vader oorgee. As God maar, ons God maar so ook kom vertrou. Hierdie goed wat Jesus doen, is nie die dade van 'n magtelose slagoffer wat handdoek aangegooi het nie. Dis die dade van een wat 'n dieper, meer transformerende mag verstaan. Die mag van selfopofferende liefde. Paulus beskryf hierdie paradoks tussen die wêreldse mag en Jesus se mag mos in 2 Korintiërs 12, dan vers 9 sê hy, my genade was vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Die krag lê in selfopofferende liefde. En dit leer ons, as ons na die kruis kyk. Henry Nouwen is mos hierdie bekende teoloog, en hy het hierdie pad gestap, van mag af na magteloosheid. Van 'n baie bekende professor af by Harvard, het hy alles prysgegee om daar by LaAge gemeenskap te gaan werk met mense met intellektuele gestremdheid. Daar sê hy, het hy geleer wat dit beteken om werklik magteloos te wees. En dan skryf Henry Nouwen in een van sy boeke, sê hy, ons mag en magteloosheid gaan dikwels hand aan hand met ons trots en skaamte. Wanneer ons waarde meet aan die impak wat ons op ander het, sal ons altyd heen en weer beweeg tussen 'n gevoel van trots en 'n gevoel van skaamte. Die weg van Jesus is anders. Dis die weg van magteloosheid, waarin ons niks het om aan vas te hou, behalwe God nie. Verder sê Henry Nouwen dan, die weg van Jesus, hoe Christenleiers moet wees, is nie die van om opwaartse mag te soek nie, nee, maar by Jesus leer ons dat om mag te hê beteken juis afwaarts en om 'n diensknegt te wees. Die kruis wys vir ons dat God se mag nie werk deur dwang of deur manipulasie nie, maar deur liefde wat bereid is om alles prys te gee. Dink aan Filippense 2, wat ons verlede week Sondag oorgesels het. Daar vers 6 sê hy, hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Die grootste ironie van die kruisverhaal is dat op die oomblik wat Jesus die meeste magteloos lyk en sterf, openbaar hy sy grootste mag. As hy aan die kruis hang, dan skeur die voorhangsel van die tempel van bo tot onder, lees ons in Matteus 27. 'n teken dat die mag om tot God te nader nou aan almal gegee is. Die Romeinse offisier erken daar in Markus 15, waarlik, hierdie man was die seun van God. Selfs in sy oënskynlike nederlaag, as hy aan die kruis hang en sy laaste asem uitblaas, is Jesus besig om oorwinning te behaal. Die kruisgebeure bewys dat Jesus se mag werklik bo die wêreld staan. Hy het die mag oor lewe en dood. Hy kies vrywillig om sy lewe af te lê. Hy sê in Johannes 10 mos, niemand het dit van my af nie. Neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die mag om dit af te lê en ek het die mag om dit weer op te neem. Hoe kan ons as gelowiges vandag op hierdie pad van magteloosheid stap om Jesus se ware mag te bevestig in hierdie wêreld? Hier is enkele gedagtes vir jou. Kies diensbaarheid bo dominansie. Kies dit. Omhels 'n bietjie vir 'n slag kwesbaarheid. Hierdie wêreld leer ons om kwesbaar te wees. Ons moet dit vermy.
Maar die evangelie nooi ons om eerlik te wees oor ons swakhede en ons tekortkome, soos ons gelees het nou in 2 Korintiërs 12. As ek swak is, dan is ek sterk. Beoefen 'n vergewende liefde. Niks wys die mag van God meer as vergifnis nie. Aan die kruis, op sy mees magtelose oomblik, roep Jesus uit, Vader, vergeef hulle. Wanneer ons kies om te vergewe, weerstaan ons hierdie wêreldse siklus van wraak en selfgeldende geregtigheid. Omhels vir 'n slag die kruis. Jesus het gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Dit staan in Markus 8 vers 34. Om ons eie kruis op te neem, beteken om bereid te wees om die pad van selfopoffering te stap. Selfs wanneer dit pyn en swaar kry beteken. Op hierdie goeie Vrydag staan ons by die voet van die kruis en ons sien hierdie paradoks van mag. Jesus, die koning van die heelal, die hang daar. Onskynlik oorwin deur die groot magte en kragte wat aan die gang is in hierdie wêreld en heers vir dit wat ons kan raak sien. Maar in daardie oomblik van uiterste magteloosheid sien ons die mees kragtige openbaring van God se mag. Die mag van selfopofferende liefde. As ons kyk na die kruistoneel, hier in Lukas 23, sien ons dat die magtigste persoon op Golgotha nie die een is met die spies in die hand of die een wat die bevele gee nie, maar die een wat aan die kruis is. Want ware goddelike mag word nie gemanifesteer in dwang nie, maar in liefde. Nie in oorheersing nie, maar in selfopoffering. Nie in geweld nie, maar in genade. En dis die verhaal wat ons kerk moet vertel. Terwyl ons dan nou in hierdie naweek ook die kruisweg oordink, neem ek jou vandag terug na hierdie vraag toe. Watter soort mag soek jy in jou lewe? Is dit die verganklike mag van hierdie wêreld, om bewonder te word, om beheer te hê, om ons eie sin te kry? Of is dit die blywende mag van die kruis? Die mag om lief te hê sonder voorwaardes, om te dien sonder erkenning, om te vergewe sonder grense. Mag ons in hierdie heilige naweek wat voorlê, die roeping van die kruis hoor. Die roeping om die pad van magteloosheid te stap, sodat God se ware mag deur ons lewens kan skyn. Kom ons bid saam. Here, in ons mense se soeke na mag, weet ons eintlik diep in ons hart, dit is vertiel. En ons sien, Here, dat U mag totaal anders lyk. Dat U wys dat die een wat die ware mag het, die een is wat stil is. Dat die een wat die ware mag het, die een is wat bereid is om die ekstra myl te stap. Dat die een wat die ware mag het, die een is wat kan vergewe. Die een wat die sonde van hierdie wêreld op sy eie skouers gedra het. Here, en dis ons hoop. Dis waar ons vashou op hierdie goeie Vrydag. Is dat my sonde ook aan daardie kruis gehang het. En dankie, Here, dat U ook daarvoor betaal het vir ons. Ons het niks uit onsself om vir U die eer daarvoor te gee, of om U na gelang te loof daarvoor nie. Maar U dit vrywillig vir ons kom doen. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Vir hierdie naweek lê daar dan nog voor by ons gemeente op Sondag die sonsopkomsdiens om 6:20 wat ons mekaar kry op Santos Strand. Elkeen is natuurlik uitgenooi om hierdie wonderlike geleentheid ook saam met ons daar te vier. En daarna ons gewone eredienste 8:00 en 10:00 ook in die kerkgebou. As jy Santos Strand toe kom, bring gerus vir jou 'n kampstoel saam of 'n piknikmandjie, sommer met 'n lekker warm koffie en 'n piknikkombers. En daar waar ons gaan sit en kyk hoe die son hier oor die see in ons baai opkom en ons die lewe en die opstanding van ons Here Jesus ook gedenk. Mag jy 'n geseënde naweek hê hier oor die Paase. Ons sien vir mekaar Sondag. Totsiens.